Yes, ek hoop dit gaan baie goed met julle vandag. Hallo almal, dit gaan goed met my. Gaan dit goed met jou, Verona? Baie goed. Ek wil sommer vandag wegspring en 'n baie belangrike vraag vra. Ek wil weet julle, wat is gehoorsaamheid? Wat is dit om te luister wat iemand sê ons moet doen en dan doen ons dit? Ja, natuurlik weet ek wat dit is, want ek is baie gehoorsaam aan mamma en pappa, né? Hulle gee vir my baie dinge om te doen by die huis, hulle gee vir my baie reëls en ek volg dit. Reëls soos as ek by die huis kom, dan moet ek my skoolklere uittrek want anders dan mors ek my peanut butter broodjie op die skoolklere. Ja. Ek moet vir al die diere, die troeteldiere by die huis moet ek gaan kos gee. En het jy soos reëls, soos goed wat jy nie mag doen dalk nie of so iets? Ek mag nie op die bank spring nie. Ek mag nie buite die boom gaan nadat dit donker is nie. Ja, okay. En het jy nie ook soos reëls van jy mag dalk net so lank TV kyk of so lank TV games speel nie? Ja, ek mag nie regtig in die week TV kyk of op TV games speel nie. Dit is meer net op die naweek. Verhouding nou dat ek na hierdie ding, nou dat ek so dink, nê? Ja. Ek het baie reëls in my. Hoekom het ons so baie reëls? Ek het die antwoord. Want jou ma en pa is lief vir jou. Nee, maar nou verreg. Kyk, dis die waarheid. Hulle is lief vir jou, dis hoekom hulle jou so baie reëls gee. Hulle wil jou beskerm. Nee, ek verstaan. As hulle regtig lief was vir my, dan sou hulle nie al hierdie reëls vir my gegee het nie, Verona. Ek bedoel, ek kan regtig nie wag vir die dag wat ek groot is nie. Dan kan ek net gaan doen wat ek wil. As ek in my eie boom bly, gaan ek doen net wat ek wil. Daar het jy 'n fout. Ons groot mense het ook reëls. Wat? Daardie reëls wat groot mense het, noem jy wette. Dink daaraan, as jy byvoorbeeld baie vinnig op die snelweg ry, dan is daar sekere spoedgrense. En as jy oor dit gaan en daar's dalk 'n verkeersbeampte wat jou vang, kry jy 'n groot boete of jy kan tot tronk toe gaan. Tronk toe? So groot mense het ook reëls. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Kan jy dink as ons almal net besluit het om vinnig oral te jaag, wat se ongelukke sal daar wees? Wat se chaos sal daar wees as ons doen net wat ons wil? Ja, dit maak sin. Dit is baie gevaarlik, weet ek verstaan. Ja. Baie mense dink dat die Bybel 'n boek net vol reëls is. Oh, dit maak sin. Ek bedoel, as 'n mens dink aan die 10 gebooie en oor die 600 wette wat eintlik met daar binne geskryf en ons mag jy dit doen en mag jy daai doen en mag jy hierdie mag jy. Ja, maar ewen, dis eintlik 'n boek van liefde. Want God wys ons hier in die Bybel presies hoe om te leef. Hy gee ons leiding. Dis soos 'n padkaart vir ons lewe. En dit help ons die regte besluite te maak, goeie besluite te maak. Ja, maar Verona, ek voel regtig dat ek al meeste van die tyd baie goeie besluite maak. Maar onthou, jy het 'n mamma en pappa wat liewe Jesus ken en hulle leer jou al van klein tyd af om die regte besluite te maak. Maar ons as mense is in sonde gebore. Ons wil net ons eie wil doen. Ons volg ons eie selfsugtige natuur. So dit beteken ons besluite is ook selfsugtig, net wat ons wil hê en nie wat God noodwendig wil hê nie. So, hoe maak ons dan besluite wat die Here wil hê ons moet maak? Kom ek wys jou. Eben, so hierdie glashouer is jou lewe. Sien jy hom? In jou lewe kan jy slegte besluite en goeie besluite neem. Hierdie pyl wys dan in die rigting waarin jou selfsugtige natuur sal wil hê jy moet besluit. So kom ek wys jou. So dit wys na die slegte besluite toe. Dit wys na die slegte besluite. Ons sondige natuur maak dat ons slegte besluite neem. Maar wanneer liewe Jesus in ons hart is en ons is gevul met die Heilige Gees, hierdie water, kyk in watter rigting lei die Heilige Gees ons. Verona, dit lyk asof die pyl omgedraai het. Ja, die pyl draai om en ons neem goeie besluite want die Heilige Gees lei ons, Eben. So dit gaan daaroor om te luister na die Heilige Gees, om ons te help om die regte besluite te laat neem. En weet jy, hoe praat die Heilige Gees met ons? Eben? Nee, ek wil graag weet, hoe maak ek seker dat ek die Heilige Gees hoor? Kom ek lees gou vir jou eers hierdie Bybelversie. So Eben, die beste manier om die Heilige Gees te hoor praat, is om jou Bybel te lees. En ek het vir jou versie daaroor. Dit staan in Lukas 11 vers 28. Hy, Jesus, het geantwoord:
Maar nog meer geseënd is almal wat die woord van God hoor en dit uitleef. So hoe meer ons van die Bybel sal lees, hoe meer sal ons van die Heilige Gees ontvang. Ja, want dis die woord van God. En hy wil ons lei, hy wil net die beste vir ons hê in ons lewe. En hy wil hê ons moet die goeie besluite neem, want dan sal ons geseën word in oorvloed. Dis verskriklik mooi. Waarom kan ek asseblief vir ons afsluit met 'n gebed vandag? Natuurlik, Eben, asseblief sluit vir ons die dag af. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die wonderlike dag wat U vir ons gegee het, Here. Dankie dat ons saam as Kidias meer oor U kon geleer het. Here, ek vra tog dat U asseblief elke liewe een van ons sal help om meer gehoorsaam te wees aan U. Vul ons met die Heilige Gees, o Here. Ek vra tog dat die Heilige Gees ons sal help om die regte besluite te maak. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen in Jesus se naam. Amen. Bye bye, maats. Bye. Dis so lekker om Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om Here te dien. Maar dis so swaar om jou las te dra. 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 Maar dis so swaar. Dis so swaar om jou las te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou las te dra. Maar dis so lekker om Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om Here te dien. Ek behoort aan Jesus Christus met my hande en my voete, met my ore en my neus. Alles sy groen, al twee arms en my bene van my knie tot my skene, ook my mond te syne. Al praat ek my dood, alles wat ek het, is die eiendom van God, en hy's baie lief vir my, alles daar maatjies wat my spot. Ek behoort aan hom, hy gee baie vir my om, hoe ek lyk nog wat die saak het my gemaak. Ek behoort aan Jesus Christus met my hande en my voete, met my ore en my neus. Alles sy groen, al twee arms en my